Goeiemôre almal, welkom hierso. Ons bly julle is almal hier in die koel weer wat ons het. Ek weet dit is maar 'n bietjie moeiliker om op te staan in die winter. Maar prys die Here, ons is hier en ons is opgewonde om te hoor wat die Here vir ons sê vandag. Maar kom ons bid. Almagtige Hemelse Vader, baie dankie. Dankie dat ons hier kan saam wees, Here, en weer om u woord kan vergader. Dit is vir ons so belangrik om te hoor wat wil u vir ons sê. En laat u Gees ons lei. Laat dit nie wees vanuit ons nie, maar slegs uit u uit. Here, laat slegs u wil geskied, nie ons wil nie. Want dit gaan geen sins oor ons nie, Here. Ons moet minder wees, sodat u meer kan word in en deur ons. Seën hierdie woord, Here, en laat die woord nie leeg na u toe terugkeer nie. En ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Ons gaan net 'n paar verse so nou en dan lees. Daar's nie 'n spesifieke skrif vir vanoggend nie. Maar kom ons begin by Timoteus. Paulus gee vir hom 'n spesifieke opdrag om vas te staan in die geloof. En hy sê vir hom, 2 Timoteus 4, hier van vers 2 af sê hy, verkondig die woord, hou aan, tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan, in alle lankmoedigheid en lering, want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Wat is 'n fabel? Dit is amper so iets soos 'n kinderstorietjie. Ou oorgedraagde stories. Nou ons leef in 'n moderne kultuur waar almal so behep is met vryheid. Die mense is op die punt waar hulle al hulle self weerspreek wanneer dit kom by die Bybel. Ons word ook baie subtiel of dalk 'n bietjie meer oop en bloot vertel dat wanneer ons enige autoriteit oor ons aanvaar, ons eintlik nie vry is nie. Maar daarom is dit vir ons as Christene, so belangrik om hierdie vals ideologie in die kiem te smoor. Want ons weet daar's baie vals predikers wat in hierdie wêreld is, wat vir almal net vertel van genade en as jy iets wil hê, glo jy gaan dit kry en jy gaan dit kry. En dit is in 'n mate heeltemal verkeerd met wat God werklik vir ons sê in die woord. Om waarlik vry te wees, beteken ons moet besef wat ware vryheid is. Ons moet vry wees van sonde. Ons moet vry wees van die verlokkinge van hierdie wêreld. Ons moet vry wees van al die onnodige goed wat amper soos 'n god oor ons lewe heers. En hoe kry ons dit? Deur volle geloof in God en volle gehoorsaamheid aan God se opdragte.
Maar nou weet ons ook, die mens is van nature sondig. En daardeur rebelleer ons sondige natuur met die natuur van God. Die mens is onder die beheer van allerlei versoekings en wêreldse invloed. En dit bring 'n wig tussen ons en God, wat nie daar moet wees nie. So die ware slawerny van hierdie wêreld is sonde. Nou as ons gaan lees by 1 Johannes 2 vers 15 tot 17, dan sal ons leer dat die dinge van die wêreld nie die dinge van God is nie. Johannes skryf vir ons hier by vers 15, moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe. Nou die grootsheid van die lewe beteken trots, die eie ek. Hy sê hierdie is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid. Maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Nou om die wil van God te doen beteken wat? Gehoorsaamheid. So nou kom ons tot die punt wat ons kan sê, geloof en gehoorsaamheid kan nie geskei word van mekaar nie. Want jy kan nie die een hê sonder die ander een nie. Geloof sonder gehoorsaamheid is nutteloos. Dit is wat Jakobus vir ons skryf en sê, jy glo en is goed, maar die duiwel glo ook. En dit maak hom nie 'n kind van God nie. Want hy bly die vader van die leuen. Geloof is belangrik, dit is so. Maar daai geloof moet vrug dra in Christus. Ek meen, is ons nie 'n lewe van reinheid en 'n lewe van godsaligheid leef nie, is ons dan nog waarlik kinders van God? Het ons geloof? Ons moet baie versigtig wees watter beeld ons uitdra na die buitekant, na die wêreld toe. Want die wêreld hou ons dop. Ons kan nie doen wat ons wil nie. Want ons lewe behoort lankal nie meer aan onsself nie. Die dag toe jy oorgegee het aan God en gesê het, Here, hier's ek. Kom woon in my, Here. Toe het jy alles opgegee. En dit is nie slawerny nie. Dis vryheid. Dit is 'n vryheid wat hierdie wêreld nie ken nie. Want God is nie 'n slawedrywer nie. Satan is 'n slawedrywer. God is nie. God wil net die beste vir ons hê. Maar ons weet dat daar 'n God in hierdie wêreld ook is en sy naam is Satan. Maar hy kan ook absoluut niks doen sonder God nie. Ons sien dit in die geval van Job. Dat hy alles kon doen met Job, maar hy kon hom net nie doodmaak nie. Want dood en lewe, hy kon nie vir Job doodmaak nie. Want dood en lewe by God, nie by ons nie. Jakobus is 'n persoon wat baie waarhede skryf. Hy's amper soos die Salomo van die Nuwe Testament. Hy het amper soos die Spreuke van die Nuwe Testament as ons die boek van Jakobus gaan lees. En dan, hy skryf oor versoeking. Hy sê dat
niemand wanneer hy in versoeking kom, sê hy word versoek deur God nie. Want God versoek nie mense nie. God sal ons wel deur beproewings laat gaan, maar hy versoek ons nie. En dan lees ek vir ons Jakobus 1 vanaf vers 12 tot 16. Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang. Want die Here beloof het aan die wat hom lief het. Nou ek meen, as ons die Here lief het, dan gaan ons mos doen wat hy wil hê ons moet doen. Sonder dat dit vir ons iets swaar word. Want Jesus sê tog vir ons 'n juk is sag. Hy sê maar laat niemand, as hy in versoeking kom, sê, ek word deur God versoek nie. Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. Maar elkeen word versoek, as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Met ander woorde, jy sien wat jy nie moet sien nie. Jy kyk na goed wat nie betaamlik is vir 'n Christen nie. Jy luister na goed wat nie betaamlik is nie. Jy lees goed wat ons nie moet lees nie. Dan gaan krap jy rond waar jy nie hoort nie. Jy is by plekke waar jy nie hoort nie. Want aan jou vriende sal jy geken word. Geken word. Hy sê daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde. En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Moenie dwaal nie, my geliefde broeders. En ons bly rondom geloof en gehoorsaamheid aan God. So, die hoofdoel van ons geloof is om God te behaag, om God tevrede te stel. Nie om onsself tevrede te maak en net die plesier van die lewe te wil hê en al hierdie lekker dinge nie. Want dis nie wat die woord vir ons sê nie. Paulus skryf vir ons in Hebreërs 11 vers 6 sê hy vir ons, sonder geloof kan ons God nie behaag nie. So, dis onmoontlik om God tevrede te stel sonder geloof. Maar dit is ook 'n geloof wat vrug moet dra. Ons lees baie in die Bybel die gelykenis van die talente, waar die mense een en meer ontvang het, en die een wat net een ontvang het, niks daarmee gedoen het nie. Dit is soos iemand wat geloof het sonder gehoorsaamheid. Daai talent het nie meer geword nie. Daai geloof van hom het nie gegroei nie. Want as jy werklik in vaste geloof leef, gehoorsaam aan die wil van God, met ander woorde, aan die woord van God, dit is God se wil, dan sal jy weet wat God wil hê en wat hy nie wil hê nie. Adam en Eva het met die skepping aanvanklik volgens die wil van God geleef. Maar die duiwel, ons sien wat gebeur het daarna, dat hulle gaan wegkruip het vir God. Want as jy gesondig het, voel jy skuldig voor God. En dit breek jou verhouding met God. Al is dit net vir daai oomblik, totdat jy tot 'n sonde besef kom, soos Dawid, toe hy gesondig het met Batseba. Toe hy dit probeer wegsteek, het dinge vir hom sleg gegaan. Maar toe hy sy sonde bely en vergifnis kry by God, het dinge beter gegaan in sy lewe. So, gehoorsaam aan God
is alles vir ons. Ons kan nie sonder die gehoorsaamheid van God, aan God, lewe nie. Hoe gaan ons leef as ons nie hierdie vaste geloof het nie? As ons nie hierdie gehoorsaamheid het aan sy woord nie? God is ook nie 'n monster wat heeltyd oor ons skouer kyk, wat doen ons fout nie. Hy is nie daai tipe God nie. Hy is ons Vader, hy is lief vir ons. En Johannes skryf vir ons in 1 Johannes 4, vers 8 en vers 16, as ek reg onthou, praat hy, God is liefde. Ja, ons weet, God gaan sy seun eendag stuur om te kom oordeel, maar God is 'n God van liefde. En dis waarom hy nie wil hê die mens moet vergaan in sonde en in sondigheid nie. Ons moet gehoorsaam wees, omdat ons wil gehoorsaam wees, nie omdat ons moet gehoorsaam wees nie. Om ongehoorsaam te wees, is byna soos om in 'n huwelik, as jy mekaar nie vertrou nie, dan gaan dan ons nou snaakse goed begin gebeur in 'n huwelik. As jy nie die liefde het nie, dan is daar nie vertroue nie. As daar nie vertroue is nie, is daar nie gehoorsaamheid nie. So jy moet mekaar lief hê. Dis hoekom God ons lief het en daai liefde in ons plaas. Geloof is nie iets wat ons sommer net kry nie. Dis 'n gawe van God af. En wat doen ons met daai gawe? Vee ons onder die tapijt in? Of laat ons dit groei? Here wil nie hê ons moet onkundig bly in sy woord nie. En ons het hierdie week al 'n paar keer gepraat oor 'n belangrike ding wat Petrus vir ons oorskryf. En dit is oor hoe ons moet lyk wanneer Jesus terugkeer. En al hierdie goed, geloof, gehoorsaamheid, alles kom eintlik hier by mekaar wanneer Petrus vir ons skryf in 2 Petrus 3 vers 13 tot so vers 15, 16. Ons 'n paar verse lees. Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Wie? Ons as kinders van God. Die wat geloof het en wat gehoorsaam is. Ons gaan nou daarby uitkom. Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. Kyk hoe belangrik is vrede. Vrede met jou naaste. Ons weet ons lewe in 'n baie onstuimige wêreld, waar daar nie regtig baie vrede is nie. Maar laat ons die vrede wees wat hierdie mense nie ken nie. Daai vrede wat Jesus vir ons gegee het. Hy skryf verder, hy sê, en ag die langmoedigheid van ons Here as saligheid, soos ons geliefde broeder Paulus ook met die wysheid wat aan hom gegee is, aan julle geskryf het. Nou Paulus het gesê, die Here vertraag nie sy koms nie, sodat meer mense tot inkeer kan kom. En Petrus bevestig hierdie goed. Hulle praat nie teen mekaar nie, maar hulle staaf mekaar. Net soos in al die briewe, hy spreek daarin ook oor hierdie dinge, waarvan sommige swaar is om te verstaan, wat die ongeleerde en onvaste mense verdraai, net soos die ander skrifte, tot hulle eie verderf. Nou die mens is maar moeilik om dinge te verstaan, ons weet nie altyd hoekom nie. Dalk is net te veel vir hulle, of dalk bots dit met
hulle idees van hoe ons moet lewe en hoe ons mag lewe. Dalk is dit om in die kerke hulle leer, jy kan nou ander sondig, want die Here het mos klaar vir jou sonde gesterf. En is alles goed hierdie wat Christendom afbreek. Dit is goed wat ons dinge vir ons leer mekaar maak. En dit maak dit vir ons wat die evangelie moet verkondig baie moeilik om met mense te praat oor hierdie dinge, want hulle luister na wat ander mense sê wat nie Bybels is nie. Ons moet tot die punt kom waar ons in ons lewe sê, as dit nie in die woord van God staan nie, dan wil ons dit nie weet nie. Dan wil ons nog nie doen nie. Daar's baie predikers wat sê, jy gaan rol in die geld. Jy gaan net die beste hê. Of jy lewe jou beste lewe nou, en dit kan nie vir my in die Bybel wys waar staan, jy leef nou jou beste lewe nie. Jesus sê inteendeel, julle sal vervolg word. Hulle het my gehaat, hulle gaan julle haat. So, ons moet nie dink ons is beter as Jesus nie. Ons moet net in geloof en gehoorsaamheid aanhou vas staan in Christus, sonder om mislei te word deur al hierdie snaakse goed, deur al hierdie dinge wat nie vir ons ewigheidswaarde het nie. Ons wil nie eendag daar voor die Here kom staan en hoor, ek ken julle nie. Ek dink dit gaan 'n lelike ding wees daai dag. Maar wanneer ons weet, ons staan rein voor God, en ons staan in lyn met sy wil, leef dit uit. Wys vir mense wie in jou woon, dat mense die Here sien en nie vir ons nie. Dan weet ons het iets bereik. Romeine 1 vers 15 praat van geloofsgehoorsaamheid. Daar voeg hy hierdie twee belangrike woorde saam. Geloofsgehoorsaamheid. En dis wat ons moet hê, is hierdie geloofsgehoorsaamheid om eendag daar voor Jesus te staan en hy sê, wel gedaan, goeie en getroue dienaar, of diensknegt. Ons moet hom tevrede stel. Paulus skryf ook vir ons in Galasiërs 1 vers 10. As ons nog mense wil tevrede stel, kan ons nie 'n diensknegt van God wees nie. Ons kan nie God en die wêreld wil tevrede maak en dink God gaan oukei wees daarmee. Hy gaan nie. Hy gaan nie. Ongelukkig is dit die kort en die lank daarvan, jy's vir God of jy's teen God. Jy's gered of jy's nie gered nie. Jy het geloof of jy het nie geloof nie. Dit is nou maar so. Johannes 3. Die bekende Johannes 3. Maar dis dele van Johannes 3 wat mense nie lees nie. Ons lees wel, en ek gaan hiermee min of meer afsluit. Johannes 3 vers 16, die ene wat almal ken. Maar net die helfte. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, en dan stop almal net daar. Nee, maar het gaan verder, wacht, kom ons gaan lees 'n bietjie verder. Sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê, prys die Here. Maar kom ons lees verder. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te oordeel nie, maar die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie. Maar hy wat nie glo nie, is reeds veroordeel. Nou lyk die prentjie bietjie anders. Nou is nie net meer, want so lief het God die wêreld gehad. Dan moet ons 'n bietjie weer verder gaan lees. Dan moet ons begin bekommerd raak as ons nog nie heeltemal daar is. Hy sê, maar hy wat nie glo nie, is al reeds veroordeel. Hoekom? Omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore seun
van God nie. Dan lees ons die laaste vers van Johannes 3, vers 36. Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe. Dit is 'n belofte wat God vir ons maak. Jy het die ewige lewe. Maar, jy sien, weer, hier kom weer 'n maar. En wanneer 'n maar geskryf is, dan moet ons begin oplet. Want hier kom ietsie wat dalk ons appelperretjie gaan omgooi. Maar, hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie. Maar die toorn van God bly op hom. Nou sien ons hoekom is dit so belangrik
gerus op die 5 voet en